Jy is ingeskakel op Groot Plaas en ons gas saam met ons vanoggend is David Labeskagni. Hy's 'n Brahmaanboer en ons gesels 'n bietjie oor hoe hulle dinge daar by hulle doen vandag. David, goeiemôre en welkom. Goeiemôre Dobie. Hoorie so, een van die grootste goeders is julle boer daar in 'n gebied wat nogals ernstige rooilys en hardwaters uitdagings het. Hoe het hierdie omstandighede julle teelstrategie oor die jare begin vorm? Ons het gekyk na diere wat aangepas is vir ons omgewing en ons het gevind die Brahman die beste by ons doen oor hulle die warm klimaat en die bosluisdruk kan hanteer oor hulle los vel. Beweeg baie makliker. Dis hoekom die bosluise met hulle sukkel. En ons is baie lief vir hulle. Dis hoe ons besluit het op die Brahman. Nou, waarom het julle besluit om dan te begin met julle eie Brahman bulle te teel eerder as om gereeld bulle op veilings en van ander plekke af in te koop? Dit kom weer terug na die bosluise toe. Om elke keer nuwe genetika te kry en hulle is nie gewoond aan die bosluisdruk nie, verloor mens gou-gou 'n dier aan die bosluise. So toe het ons gesê, ons kan nie elke jaar die bulle bly vervang en ons kry nie einde daar nie. So toe sê ons, kom ons teel diere waarvan ons hou, wat bekostigbaar is vir ons, want dit raak maar 'n dierproses as jy elke jaar almal moet vervang oor hulle doodgaan. So toe het ons gesê, kom ons teel ons eie diere en dis hoe ons die stoet daai tyd begin het. Dis eintlik vir onsself gewees, sodat ons nie noodwendig elke jaar dieselfde uitgawe hoef aan te gaan nie. Is daar dan 'n weerstandigheid wat hierdie bulle wat in dieselfde area bly, half opbou oor tyd met die bosluise wat gevind is daar? Daar's definitief 'n groot verskil van 'n dier wat van ons omgewing afkom en 'n dier wat nie gewoond is daar nie. Ja. Oor hulle van geboorte af 'n bietjie blootgestel is aan bosluise, voel mense hulle kan dit baie maklik microdosing die hele tyd. Die hele tyd, yes. En dit help dan nou weerstandigheid opbou. So jy kan dadelik sien as daar genetika van buite af inkom, hulle trek baie swaarder as die bulle wat jy teel. Hulle eerste seisoen, veral as hulle in die somer al by ons aankom, waar die bosluislading baie hoër as is in die winter. Ja. Dan kan mens gou-gou sien, hulle sal gou-gou die beeste wees wat eerste siek begin raak. So dis juist hoekom ons dit so omdoen. Nou die kern van julle stelsel is basterkrag en miskien kan ons bietjie uitbrei daarop. Kan jy vir ons eenvoudig verduidelik wat dit presies is en die voordele wat dit vir kommersiële beesboere soos julleself inhou? Basterkrag is wanneer jy twee suiwer rasse op mekaar sit om die maksimum potensiaal uit albei uit te kry. Net sowel soos elke die beste eienskap van 'n Simmentaler en die beste eienskappe van 'n Brahman bymekaar te sit. En dit is wanneer jy ook die meeste groei kry en die meeste voeromset kry, ekonomies gewys. So dis bloot 'n finansiële en toekomstige plan wat jy uitwerk om hulle te gebruik om finansiëel voor te bly. Dis om die maksimum uit hulle albei te haal. Dis maar. So jy het nou so genoem van die Simmentalers, ek weet julle gebruik ook Herefords, Brown Swiss en dan die Brahman genetika. Wat bring elkeen van hierdie verskillende rasse na die kudde toe en wat maak dit so uniek? Ons gebruik Herefords, Simmentalers en Brown Swiss. Hulle bouvorm is min of meer dieselfde. Ons hou net van verskeidenheid en elkeen bring ietsie anders na die tafel toe. Ons voel die Hereford en Brahman vroulike diere is van die mooiste en die beste maas. En die Brown Swiss bring baie melk na die tafel toe. En die Simmentalers bring groot karkasse en raam vir speenkalvers. So julle roteer dan hierdie verskillende bulrasse jaarliks tussen die verskillende kuddegroepe ook dan. Hoe besluit julle watter kombinasie gaan die beste werk of is dit maar 'n eksperiment? Dit is altyd so 'n bietjie van 'n eksperiment. Dis wat die dinge lekker hou en dis hoekom ons dit nie net met een ras doen nie. Ons maak eintlik beurte en solank die twee suiwerste rasse bymekaar uitkom elke jaar. So om dit eenvoudig te verduidelik. Die koeie met langer ore wat meer Brahman tipe is, kry Brown Swiss, Hereford en Simmentaler. En die koeie wat meer Simmentaler, Hereford en Brown Swiss lyk, kry Brahman bulle. Okay. So dis om die maksimum basterkrag heeltyd uit te kry. Dis hoe die besluitneming gemaak word. So julle het oor die jare nou sekere raskombinasies geïdentifiseer wat konsekwent beter speengewigte of beter prestasie lewer. Wat het julle opgemerk? Ons het opgemerk dat as jy te veel na een rigting toe gaan, dan verloor jy sekere elemente. Dis hoekom ons elke jaar selekteer vir watter ene kom by watter ene om die maksimum uit te kry. As jy byvoorbeeld in ons geval, as ons te veel Simmentaler gaan, hulle het bietjie langer hare, dan kry hulle hoër bosluislading, so jy ry die risiko
om hulle te verloor aan bosluisiektes en hulle kry warm, so hulle perform net nie beter nie, want hulle kry die hele tyd te warm. So dis nou maar so fyn balans wat jy die hele tyd handhaaf so tussenin. So dit is maar iets wat 'n mens ook oor 'n paar jaar moes jy weet gebruik in jou teeling. Dit is nie net iets wat oornag gaan uitgefigure word nie, né? Nee, definitief. Hoorie David, ons is nou weer terug met jou. Dit is ons gas op Grootplaas vanoggend, Brahmaanboer David Labuschagne. Ons is terug op Grootplaas net hierna. Welkom terug op Grootplaas. Ons gas saam met ons vanoggend David Labuschagne. Hy is 'n Brahmaanboer. Ons gesels 'n bietjie oor hoe hulle dinge daar by hulle doen, wat dalk 'n klein bietjie anders is as ons normale Brahmaanboerderye. David, so baie produsente fokus sterk op speengewig. Dis iets wat ons voor die breek ook net so vinnig aangeraak het. Julle sê egter die speenindeks vertel 'n baie beter storie. Nou, waarom is dit vir julle 'n belangrike maatstaf? Dit gaan om rand en sent. As jy effektief van die veld af 'n kalf kan speen, wat beteken is lae insetkostes, want die ma het die werk gedoen. Hoe swaarder hy is, hoe meer rand per kilo kry jy. Soos meer geld in jou sak. En dis hoekom ons byvoorbeeld fokus op die basterkrag, want jy kry tussen 10 en 15 kg per kalf wat jy swaarder kan kry, en dis Ons geld in die bank. Verskriklik baie op deesdae. Hoorie, so, maar dit klink vir my dat meeste van die besluite wat julle gemaak het, is nie net genetika besluite en natuurlik veerkragtigheid in die area waar julle is nie, maar dit is finansiële besluite. Dit het als nou maar loop hand in hand. As jou genetika beter is, dan presteer jou beeste beter, sodat jy beter finansiële besluite kan maak op die einde van die dag. Het gaan maar net kwaliteit, dit bly kwaliteit. En ek vermoed ook dan nou maar dit bring insetkoste ook af in terme van minder spuit, minder siektes en sulke tipe goed op jou kudde. Definitief, hoe gesonder jou diere is, hoe minder stres het hulle, so dan groei hulle beter, hulle produseer beter. So al daai goedjies is baie nou verwant. Ja. So, So julle maak daarna dat elke koe 'n kalf speen wat minstens 50% van haar eie liggaamsmassa weeg. Hoe realisties is hierdie teiken onder moeilike toestande soos droogtes en ander toestande wat ons onlangs gesien het? Dit is baie moontlik en dis hoekom ons byvoorbeeld kwaai selekteer vir doeltreffendheid van as 'n koe byvoorbeeld 10 happe gras vat, wat doen sy met die gras? Die voer omset, en dis hoekom ons meer vir volhoubare koeie kyk. As jy ekstreem na een kant toe gaan, dan vat hulle bloot te lank om hulle self te onderhou. So ons kyk vir medium ram koeie wat in enige ekstreem omstandighede hulle self kan handhaaf, dragtig word vir die volgende jaar en 'n goeie kalf kan produseer. So jy het nou gepraat van die medium ram koeie en dit is dan ongeveer so 450 tot 520 kg op hierdie mediums. Waarom is hierdie tipe koei vir julle meer winsgewend as groter koeie? Dit gaan bloot oor sy het net soveel nodig om haarself in kondisie te kry wat lei dat sy vinnig dragtig kan word, en dan kyk jy ook of sy 'n goeie moeder is, want sy moet haarself kan onderhou en 'n kalf kan grootmaak, en dit is moontlik. Dis hoekom ons kyk na medium ram, by ons aard hulle beter en hulle doen oor die langtermyn beter. Nou, julle genetika speel 'n baie groot rol in die sukses wat julle het. Waarna kyk julle eers wanneer julle nuwe genetika of 'n stoetbul selekteer? As dit by stoetbulle kom, dan kyk ons na wat ons nodig het. Dis die een faktor wat by ons, niemand weet wat by jou aangaan nie. So jy moet die probleme of tekortkomings identifiseer vroeg en sê, alright, ons moet kyk of ons nie dit kan verbeter nie. So ons kyk nommer 1 na wat ons kort, nommer 2 dan probeer ons lyne identifiseer van bekende performers wat konstant. Dis nie net een goeie dier uit die 10 nie. Daar is 50 goeie diere uit die bul uit. So dan probeer ons of van daai bloedlyn kry of met kunsmatige inseminasie saad van hom kry om in ons kudde in te sit. So ons sal nou 'n bietjie daaroor gesels, maar is daar 'n mate van spekulasie ook? 'n Mens moet half in die toekoms probeer inkyk om te sien watse probleme daar dalk kan opduik en dan 'n seleksie maak van 'n nuwe genetika wat jy wil inbring? Ja en nee, soos jy nou sê, ons probeer eerste probleme by ons identifiseer, maar so nou dan probeer mens innoverend wees om te kyk, as ons nie nou dit doen nie, kan ons nie miskien voor wees teen die tyd nie.
So daar is 'n bietjie spekulasie daarin, maar Effens dit maak dit bietjie spekulasie. mense opgewonde. So jy het nou so gepraat van die kunsmatige inseminasie of die KI. Dit vorm 'n baie belangrike deel van julle stoetprogram. Watter voordele bied dit bo natuurlike dekking in julle teelprogram dan nou? Ons voel kunsmatige inseminasie gee jou die voordeel van dis of 'n bil wat lank terug al oorlede is of dis 'n bil wat nie nou byvoorbeeld in die mark gaan kom nie oor die teeler homself gebruik nie. So jy kry nog steeds die geleentheid om hom te kan gebruik en daai eienskappe wat jy na gesoek het al in jou kudde te kan gebruik. Ons is juis besig om nou weer programme te begin om spesifieke bloedlyne en eienskappe te kry uit daai bulle uit wat hopelik 'n voordeel sal wees vir ons kudde. So julle noem ook dat opvolgbulle die KI-program moet aanvul en nie daarmee moet kompeteer nie. Wat beteken dit prakties wanneer julle hierdie tipe bulle selekteer en wat is daai opvolgbulle? Die opvolgbulle is stoetbulle wat ons self geteel het of bulle wat ons ingekoop het, want 'n realistiese sukses vir KI-program is tussen 50 en 60%. Want daar is verskriklik baie elemente wat sukses van 'n KI-program bepaal. Die temperatuur, die tye, die hormone wat jy gespuit het, die kondisie van die koeie. En dis fisies onmoontlik om elke ding 100% te doen. So daar gaan koeie wees wat nie noodwendig in daai siklus vat nie. So al hoe jy hulle gaan dragtig kry is as jy 'n bil bysit. So daai bulle is die stoetbulle wat jy wel in die hande kon kry, die goeie bulle wat jy self geteel het om op te volg. So dis in geen mindere mate 'n swakker bil nie. Dis die bil wat jy ter hand het. Die nuwe genetika is wat jy inkry by die KI. David, baie dankie dat jy hier was vanoggend 'n bietjie met ons gesels het hieroor. Dis David Labeskagh, ons gas op Grootplaas. Hy's van Duikershoek Brahman Stoet om te gesels oor hoe hulle dinge doen daar op die plaas. Dis alwaarvoor dit tyd het vir Grootplaas vir vandag. Ons hoop jy het saam met ons geniet en dan kuier ons weer môreoggend.